Hallo vriende, ek is so opgewonde om hierdie tyd saam met julle te spandeer. Vandag praat ons oor emosies. Emosies is baie moeilik om te verstaan. Maar kom ons probeer so 'n bietjie 'n idee kry en onsself leer in ons emosies. So, ek wonder of julle die storie van die dromer ken. Goed, Jakob het baie seuns gehad. Hy het 12 seuns gehad. En een van hulle se naam was Josef. Ontmoet vir Josef. Yes, Josef was ook as die dromer bekend gewees. Josef was sy pa se gunsteling en sy broers het glad nie daarvan gehou nie. Jakob het vir sy seun Josef 'n baie mooi kleurvolle jas gemaak. En sy broers, hulle was baie jaloers op Josef gewees. Hulle het baie lelike praatjies van Josef gepraat. Josef het drome gehad. Ekskuus. Nee, hy het nie gedagdroom nie. Hy het baie belangrike, diep drome gehad wat die Here vir hom gewys het. En nadat hy 2 drome gehad het wat vir hom wys dat sy familie eendag vir hom gaan buig, was hulle baie kwaad gewees. So, toe besluit sy broers, hulle gaan hom verkoop aan Egiptenare. Ek dink Josef moes baie geskok gewees het toe dit gebeur. Sy broers het hom gegryp en in 'n put gegooi. Ek dink ook hy was baie bang. Maar Josef het op God vertrou. En hy het kalmte gevind by die Here. Ekskuus. So, nadat Josef in Egipte vir 'n lang tyd gebly het, het hy naderhand 'n baie belangrike leier geword. Farao het hom in 'n hoë posisie aangestel. En nadat hy gedroom het dat 'n hongersnood gaan wees oor, die wêreld, het Farao vir hom gesê hy gaan kos bymekaar maak. Die Here het vir Josef planne gegee. En hy het baie kos bymekaar gemaak. Graan, huise, store, vol gemaak. Eens op 'n dag kom Josef se broers by hom aan. Hy was baie bly om hulle te sien. Sommige sal sê, opgewonde, hy en sy familie kan verenig word. So gee Josef vir sy familie kos. Hulle vat die kos na sy pa toe in die land Kanaan en nooi hulle om by hulle in Egipte te kom bly. Die familie was baie bly toe hulle mekaar weer sien. En dit was 'n baie mooi vereniging en alles maak nou sin. Ek wil net vir jou sê, in Genesis 45 vers 5 sê Josef toe vir sy broers dat hulle nie bedroef moet wees oor dat hulle hom verkoop het, want die Here het vir Josef gebruik om nasies te red. So gaan die Here jou ook gebruik in jou storie. Hou vas aan die Here en vind jou rus in hom. Totdat ons mekaar weer sien, ek sien verskriklik uit. Bye!